Dink saam met my oor die vraag, hoe lyk liefde wat bly? Nie die groot dramatiese oomblik in ons lewe nie, maar die liefde wat elke dag wys, soms stil, in ons gewone elke dag se ritme. Wanneer ek Paulus se woorde hoor, hy sê, wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde. En dan sê hy, die grootste hiervan is die liefde. As ek dit hoor, is ek nuuskierig oor hoe hy dit geleer het by Jesus. En wanneer ek na Jesus se lewe kyk, dan kom ek agter daar's nogal 'n patroon in sy lewe. 'n Patroon waar hy by mense bymekaar kom en die liefde geblom het. Liefde wat groei om 'n tafel. Nou die Bybel praat baie oor tafels. In Genesis dek Abraham en Sara 'n tafel vir vreemdelinge, mense wat hulle nog nooit ontmoet het nie. En God ontmoet hulle daar. Die Hebreërskrywer herinner ons dat sommige deur gasvryheid engele ontvang het, sonder dat hulle dit geweet het. In Psalm 23 sê Dawid weer, dat God 'n tafel vir ons voorberei, selfs in die teenwoordigheid van ons vyande. En tafels is nie altyd gemaklik nie. Dit is plekke waar spanning, vrees en onsekerheid soms sterk teenwoordig is. Dis die lewe en hoe kan die liefde daar bly in die lewe van ons? Kom ons kyk na Jesus se lewe. Ek sien hom oor en oor by tafels, saam sy disippels, tollenaars, met mense wat nie gemaklik by mekaar voel nie. Jesus se uitnodiging bly vir my deurgaans dieselfde. Dit is iets van kom, sit en deel. Jesus roep Simon en Andreas, Jakobus en Johannes. En dan ook vir Lewi 'n tollenaar, iemand wie se lewe glad nie by die ander sin pas nie. En tog is Jesus se hart vir my oor en oor. Die wat saam met my loop, saam leer ons om hierdie lewe te leef. En julle moet leef en leer om groter tafels te hê vir mekaar se lewens. So lyk die liefde. Dis wat hy vir ons kom leer. Nou ek kyk na my eie tafels. Dis klein tafels. Familie, vriende, mense wat soos ek dink, mense by wie ek veilig voel. Maar dan sal ook die ander mense, die ander tafels, die tafels wat ek vermy, die vreemdes, ek wat my ongemaklik laat voel by mense of mense wat my ongemaklik laat voel. Ek besef, liefde wat bly, gaan nie klein kan bly nie, daar's iets wat moet gebeur. Die liefde van Jesus reik altyd uit. Dit maak plek, selfs wanneer dit vir my spanning bring in my lewe. So ek vra myself, en ek nooi jou om dieselfde te doen vandag terwyl jy luister. Wanneer laas het ek iemand regtig raak gesien? Iemand raak gesien wat ek eintlik sou miskyk. Matteus, 'n tollenaar, iemand wat die gemeenskap verag het. Jesus het hom raak gesien. Hy het hom werklik raak gesien. En hoe het hy hom behandel? Met waardigheid, met liefde. En ek dink dis waar dit begin. Ja, dis waar liefde begin. Deur te sien, raak te sien. En dan kom respek. Jesus herstel mense se menswaardigheid deur hoe hy praat, luister en teenwoordig bly in die gesprek. Sy gasvryheid. 'n Ruimte maak vir mense vir wie hy ruimte maak noodwendig in my lewe sal ek dit nooit dalk gedoen het nie, maar hy nooi my uit. Doen dit. Dis die lewe wat ek geleef het. En vandag kan ons hierdie oefening dalk om te gaan doen. Sien iemand raak. Kyk na iemand wat jy gewoonlik sou miskyk. Sien hulle raak op 'n manier wat jy nie altyd gewoond is nie. Sien hulle regtig raak. Respekteer. Erken hulle waardigheid met 'n woord of deur iets te doen wat vir hulle belangrik sal wees. En dan 'n groot ding, deel. Maak plek aan jou tafel, letterlik of figuurlik. Tafels is die plekke waar liefde kan bly. Want dis waar God teenwoordig is. Dis daar waar harte stadig verander. Wanneer ons kies om te sien, te respekteer en te deel, selfs wanneer dit ongemaklik is, ontdek ons weer, liefde bly. Kom ons bid saam. Liefdevolle God, dankie vir u liefde wat bly in en deur ons. Amen.